Goeiedag vriende, baie welkom vanoggend by die erediens, die 4de week van Koninkrykstyd 2020. Ons begin vanoggend met hierdie woorde uit Psalm 13. Here, wek my weer op en sien my weer raak. Wil my opnuut weer lewenskragtig maak. U wat die God van liefde is en trou. Ek weet, u sal my bly onthou. Liewe gemeente, die Here groet jou genade en vrede vir julle. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys hoe liefde lei, deur sy kruis tot praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing o sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom, die bruid verwag u, altyd tot die lof bereid. Sing o sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons nuut. Die heerser oor die wêreld, seun van God, hoor ons lied. Die heerser oor die wêreld, seun van God, hoor ons lied. Ons verootmoedig ons vanoggend voor die Here deur te lees uit Romeine 6. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar dan sê vers 17, ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Wat die Here vir ons dus sê is dat ons nie kan doen wat ons wil, omdat hy ons uit genade gered het nie. Ons het nou 'n nuwe koning gekry. Hy vergewe ons sondes. Hy stap met ons 'n nuwe pad en ons stap op daai pad saam. Kom ons dank die Here vir daardie vergifnis deur te sing uit Lied 245. Vergifnis hier ontvang het, ten dank
Dankie Here vir hierdie voorreg om vanoggend weer saam met mekaar te kan wees. Dankie dat U teenwoordig is in ons lewens. Hier waar ons in die erediens is, in die kerkgebou, in ons huise, oral waar ons beweeg, daar is U teenwoordig. Here, maak dat ons nou ook met die nodige eerbied en ontzag voor U sal buig. En ook wanneer ons U woord oopmaak om daai te lees uit Matteus, dan vra ons dat U vir onsself deur die Gees sodanige begrip en insig sal gee, dat ons U hoor praat met ons uit hierdie woorde wat Matteus met ons deel. Spreek Here, U dienaars luister. Amen. Ons fokusteks vir vandag is Matteus 10 vers 40 tot 42. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Vriende, net so 'n kort agtergrond tot ons boodskap vanoggend, wat ons uit Matteus 10 lees. Van u wat gereeld volg, weet dat ons uit die preekrooster teks werk, en dat ons nou vandag vir die derde keer dan gaan lees uit Matteus se verhaal. In die vorige 2 kere het ons gehoor dat eerstens het Jesus sy disippels gewys wat dit is om op 'n sending te wees deur sy eie werksaamheid in die samelewing. En toe het hy hulle begin intrek en hulle gestuur en gesê, nou is dit julle beurt om te gaan werk. En hy het hulle ook gewaarsku. Dit het ons verlede Sondag behoorlik bietjie bekyk. Hy het hulle toe gewaarsku dat dit gaan nie altyd vreeslik maklik wees en daar kan uitdagings wees, groot uitdagings. En dat hulle ook vrees selfs kan hê vir wat op hulle wag, omdat party mense baie vyandig gesind sal wees. Vanoggend gaan ons net 'n klein stapie verder, waar Jesus vir hulle wil bemoedig en uiteindelik sê, daar sal nie net vrees wees nie. Trouwens, as ons in vertroue loop saam met die Here, gaan ons aan die ander kant soveel meer kry. Dit was die woorde waarmee ons laasweek afgesluit het. Vandag kyk ons, wat behels dit en hoe gaan dit gebeur om soveel meer te kry? Jesus gee in sy sendingpreek instruksies oor hoe ons gestuur word om nuwe gemeenskap tot stand te bring, deur die vrede van Jesus na ander ook uit te dra. Jesus doen dit self, en hy nooi sy kerk, sy disippels, om deel te word van hierdie werk wat hy doen. En ons het al laas week ook gehoor, daar is aan die een kant die vrees, wat ons wil keer om te getuig. Daarom gaan 'n groot deel van Jesus se preek oor vrees, maar ook dan oor die oorwinning daarvan. Dis nie net, julle moet vrees nie, hy sê nee, moenie vrees nie, dit sal nie nodig wees nie. Daar is 'n hele spektrum van mense, wat ons nou nie moet vrees nie, sê hy. Daar is aan die een kant die verskriklike despote, die heersers, wat jou doodmaak, as jy van Jesus getuig. Dan is daar ook, sê Jesus, die gelowiges sy eie familie, wat sy volgelinge sal verwerp, omdat hulle nie glo nie. Het is verskriklik om te dink dat jy jou familie kan vrees. En in derde plek staan openbare verwerping, wat nie gevrees moet word nie. Jesus vra dat ons vrymoedig moet getuig, al lyk dit asof die breë publiek nie saamloop met jou getuienis nie. Die verwerping en uitsluiting en vervolging, wat ons van alle kante te wagte kan wees, kan dus in die openbaar voor die massas plaasvind, maar ook in private en uiters persoonlike ruimtes. Nog die magte se haat en wrevel, nog ons naasbestaandes se liefde of afkeer van ons disippelskap, behoort die rigting wat ons inloop te bepaal, of die inhoud of die vorm van ons lewe te bepaal. Ons is verbind aan Jesus. Hy bepaal ons lewe. Maar daar is aan die ander kant die moontlikheid om ontvang te word. Verstommend genoeg,
eindig Jesus sy preek oor gestuurdheid met verskeie verwysings daarna om ontvang te word. Teen die agtergrond van ons kwesbaarheid, ons broosheid en daai gevoel van uitgelewer wees, kom die einde van hierdie preek betekenisvol en vertroostend na ons toe. Nou hoor ons waarom Jesus kon sê, hulle wat hulle lewe ter wille van my verloor sal dit vind, in hoofstuk 10 vers 39. 6 keer hoor ons in hierdie paar verse die woord om te ontvang of te verwelkom. So hy wil hê ons moet besef, 'n nuwe gemeenskap kom in sy naam tot stand. Jesus se sending na die wêreld skep 'n nuwe familie, die familie van gelowiges, nuwe broers en susters, wat die ou en soms ook vyandige familiebande vervang. Nuwe geliefdes. Ons praat van ons nuwe familie in Christus, broers en susters in die Here. Hulle maak hulle deure en huise vir mekaar oop. Wat Jesus wil hê ons moet insien, is dat ons in die vrees van God, wat beteken om Jesus na te volg, voor en bo enige ander menslike verhouding. Allermins moet dink, daar word net van die begin tot die einde met menslike verhoudings en bande gebreek. Nee, veel eerder is dit die geval dat ons in die proses van verlies ook, en soveel te meer, nuwe familie, vriende, bande, verhoudings en gemeenskap sal ontvang. Jesus bemoedig die disippels met hierdie woorde dat, al is hulle kwesbaar op die sendingreis, hulle nooit alleen in die wêreld sal wees nie. Daar sal altyd mense op hulle pad wees wat hulle sal ontvang, verwelkom, huisves en ondersteun. Dit bring my by die woord gasvryheid. Gasvryheid as 'n Christelike gawe. In die gestuurde gemeenskap, in die gemeente wat Jesus geskep het, hier op aarde, ek en jy, voer gasvryheid die boetoon. Gelowiges is oop vir mekaar en ontvang mekaar. Dit gaan oor baie meer as net algemene gasvryheid. Hier gaan dit om 'n openheid wat deur die geloof werklik nuwe familiebande skep. So sterk word daardie bande. Ek persoonlik was al 'n paar keer in my lewe op sendinguitreike in Afrika en Europa. En elke keer het ek van die eerste dag wat ek geland het tussen daardie mense, 100% tuis en welkom gevoel. En dit is wildvreemde mense, mense van totaal verskillende kulture. Dit is 'n uiters aangename gevoel om veilig te voel tussen vreemdelinge, omdat jy net weet dat hulle jou met oop arms ontvang, omdat jy saam met hulle die Here dien. Natuurlik gaan dit nie net om gasvryheid teenoor medegelowiges nie. Nee, Jesus stuur sy disippels juis oor grense na ander mense, om nuwe gemeenskap tot stand te bring, om ander ook in te trek in hierdie verhouding met hom. Die feit dat ons dit relatief maklik regkry met medegelowiges, help ons en skool ons om in die beoefening van gasvryheid te vorder, sodat ons makliker die vreemdelinge kan ontvang. Die gasvryheid van geloof is nie eenmalig of toevallig nie. Inteendeel nee, dit is 'n wesenlike deel van Jesus se sending. Gasvryheid is 'n eienskap wat nie net vreemdelinge nie, bekendes nie, maar ook vreemdelinge welkom laat voel. En dis 'n eienskap wat bedreig word deur die moderne leefstyl, waar individualiteit en groepsvorming al meer die gunswoorde is. En dit bring ons by gasvryheid in ons eie huise. Jesus moedig ons ook aan om jou eie huis, wat vir jou veiligheid gee, om aan dit te dink as 'n veilige hawe vir mense wat op jou pad kom. Hy wil hê ons moet mense innooi om in ons geselskap skuiling te kom soek. Vriendskappe
Laat mense veilig en geborge voel. En dit is in ons dag ongelooflik belangrik. So ek wil eintlik vir ons 'n opdrag gee. Die opdrag is om gasvry te lewe, eenvoudig. Deel Christus deur gasvry te lewe, vertrouend dat hy jou nie vir die wolwe gooi nie, maar jou beskerm op jou reis as sy gestuurde. Die vreemdeling wat jy ontmoet, is nie altyd die vyandige nie. Daar is 'n moontlikheid, potensiaal in opgesluit, dat dit jou vriend kan wees. Daarom is 'n huis nie vir skuil of wegkruip nie. 'n Huis is vir verwelkoming. Mag ons ontdek, vriende, dat die manier waarop ons met iemand praat, op straat of op enige plek waar ons mekaar ontmoet, kort oomblikke, lang tye, dit maak nie saak nie. Die manier waarop ons met mense praat, die manier waarop ons na hulle kyk, die manier waarop ons gesigsuitdrukkings vir hulle wys, is vir hulle 'n aanduiding daarvan of jy 'n vriendelike vreemdeling is, by wie hulle 'n tydjie langer sal wil spandeer, net om meer en meer en meer te kry van dit wat jy het om te bied. Hierdie liefde van die Here, wat ek en jy in ons dra, moet aangestuur word. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons word uitgedaag om in hierdie wêreld vrymoedig te getuig. Dit is nie net met die mond nie, maar ook met ons lewe. Ons, Here, beoordeel nie mense volgens uiterlike maatstawwe nie, maar ons kyk na die wêreld en na mense deur die oë van Christus. Mag dit die kenmerk wees, Here, van ons as 'n groep gelowiges, ook in hierdie gemeente. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Laat Heer U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om liefde hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om liefde hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef, maak my bereid om aan myself te staan, dat ander U al meer in my kan sien. Vriende,
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede, gaan leef in hierdie week met 'n openheid vir ander mense. Neem 'n besluit dat jy elkeen langs wat jy op die pad kry groet. En as dit enigstens moontlik is, stop vir 'n oomblik, skud hand, of soos die nuwe bladskit metode by die elmboog is, maar kyk net iemand in die oë en sê, ek sien jou raak vandag. Die liefde van die Here wat in jou is, mag dit sigbaar wees vir elkeen wat hierdie week jou pad kruis. Die Here is deur sy Gees in jou en by jou. Amen. Vrede en vreugde vir julle vir die week. Totsiens.